Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel en ons gaan weer uitdraf uit die tunnel uit en ons draf in die nuwe jaar in 2026. Dit was 'n baie besige 2025. Nou is dit 2026 met 'n klomp hoogtepunte, 'n klomp dinge wat gebeur in die sportwêreld in 2026. Paar wêreldbekers, die een grootte is die sokker wêreldbeker natuurlik in Mexico, Kanada en in Amerika. En daar's ook 'n lekker T20 wêreldbeker waar Namibië ook gaan speel. Dis mans cricket natuurlik en 'n baie groot klomp rugby volumes en daar's golf en daar's tennis. Formule 1, die manne gaan weer in die vinnige motors weer verder jaag. So daar's 'n klomp wat gebeur. Natuurlik die Engelse Premierliga wat ook voortgaan in 2026. Ons sal eers in 2026 kan sien vir die 2024 of die 2025-26 kampioene gaan wees. So kom ons skop af, ons kom met die tunnel uit met die sokker. Die sokker wêreldbeker altyd groot, elke 4 jaar. Dit is hierdie jaar in Amerika eintlik maar daar's ook wedstryde in Mexico en ook in Kanada. En dit is die 11de Junie, eerste wedstryd afskop en dit is 'n groot een eintlik vir Suidelike Afrika, want dit is Mexico wat tuis speel teen Suid-Afrika, die openingswedstryd. So dis 'n groot een, 11 Junie, kan solank 'n nota daarvan maak. Suid-Afrika speel ook in sy groep teen Suid-Korea, daar moet nog 'n 4de span ook bykom. En dan die toernooi gaan seker baie besig wees, opwindend wees deur Junie en my gaan deur Julie maand ook in en dan die 19de Julie is dit die eindstryd en dit word gespeel in die MetLife Stadion, dis daar in New York, massiewe stadion, dis 82,000 mense wat daar gaan kyk en dit is ook die stadion wat hulle Amerikaanse rugby in speel, New York Giants en die New York Jets wat ook daai stadion gebruik, so dit sal 'n winnende wêreldbeker wees. Kom ons hoor wat sê FIFA se president is meneer Gianni Infantino en hy was saam met president Donald Trump wat daar langs hom staan. Dit is waar hy vir president Donald Trump van Amerika 'n toekenning gegee het. So hier is die president van FIFA. We want to see hope. We want to see unity. We want to see a future. And I was lucky, Mr. President, to witness a few years ago, the Abraham Accord signatures. A few months ago, in Sharm el-Sheikh, the peace in the Middle East agreement regarding Gaza. I was in Malaysia, in Kuala Lumpur, for the peace between Cambodia and Thailand. Yesterday, here in Washington, the Washington peace agreement between Rwanda and the DRC. Well, this is what we want from a leader that cares about the people. We want to live in a safe world, in a safe environment. We want to unite. That's what we do here today. That's what we'll do at the World Cup, Mr. President. And you definitely deserve the first FIFA Peace Prize for your action, for what you have obtained in your way, but you obtained it in an incredible way, and you can always count, Mr. President, on my support, on the support of the entire football community or soccer community to help you make peace and make the world prosper all over the world. Thank you very much, Mr. President. Die president van FIFA, dit is Gianni Infantino, 'n lekker wêreldbeker wat op pad is in 2026 en die eindstryd is in Amerika. Engelse Premierliga wat voortgaan 2026, die senuwees gaan voortgaan, hulle het hulle klomp rondes gespeel in 2025, maar die grootste volume en die belangrikste wedstryde kom nog in 2026 en natuurlik Liverpool wat die verdedigende kampioen is, hulle sukkel 'n bietjie om die titel te verdedig. Van die wedstryde ek noem so 4-5 wat mense voor kan uitkyk in 2026. 4de Januarie is sommer vroeg in die jaar, Manchester City teen Chelsea, groot ene. 8 Januarie Arsenal tuis teen Liverpool. En dan 17 Januarie is dit Manchester United teen Manchester City. Dan is Manchester blou of rooi. Dan 7 Februarie Liverpool teen Manchester City. Maar die groot een is in week 33, eers is op 18 April. En dit gaan 'n belangrike wedstryd wees want tans is dit die twee voorlopers, dit is Manchester City en Arsenal wat nie mekaar gaan speel. So dit gaan baie interessant wees. Dit is Engelse Premierliga wat voortgaan. Maar kom ons hoor wat sê Arnie Slot. Hy sê afrigter van Liverpool. Hulle is verdedigende kampioene en hy gesels 'n bietjie sommer net oor sy span en ook die effek om daai titel te probeer verdedig en dit is Arnie Slot van Liverpool. No, not Anfield, for sure. But it's clear that teams that play us now think they can get a result. Not only think, because that's been shown this season. And even in the games we've won, I think there also we fueled the confidence for other teams. Like, there's something possible. But because the wins we had in the beginning of the season weren't easy ones as well.
Dan Arne Slot, die afrigter van Liverpool, moet ek wees om hulle titel te verdedig, maar mens weet nooit wat alles in 2026 gebeur met Liverpool met die sokker ook nie. Kom ons gaan na die rugbyveld, 'n besige rugby wat gaan voorlê in 2026. Daar's 'n nuwe Nasiebeker formaat en dis die beste van die suidelike halfrond, beste van die noordelike halfrond. Hulle speel teen mekaar 6 spanne van die 6 nasie natuurlik wat speel. Dit is die Engeland en Ierland en Skotland en Wales en Italië en Frankryk en dan die spanne van die suidelike halfrond natuurlik die groot 3 is Suid-Afrika, die All Blacks en Australië. Japan en Fiji speel ook daar saam. So die Bokke, die Springbokke se eerste wedstryd is 4 Julie. Lekker wedstryd op Ellis Park teen Engeland. Dis 'n groot ene. Nieu-Seeland speel ook naweek teen Frankryk en Australië teen Ierland. So is lekker rugby die 4de Julie al die Nasiebeker en die Springbokke speel ook in hulle groep nog teen Skotland en Wales tuis in Julie. Dan wegwedstryde is November, einde van die jaar, einde 19 of 2026. Dit is die Springbokke wat dan speel teen Italië, Frankryk en Ierland. En die finaal as die eerste plek van die noordelike spanne, die eerste plek van die suidelike spanne op die puntelys. Hulle speel 'n finaal dan 29 November op Twickenham. Dit gaan 'n groot ene wees, noord teen suid in daai eindstryd. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Ek het met Mike Potgieter gesels en ons gesels 'n bietjie oor hierdie nuwe formaat. Mike, Nasiebeker 2026 se Nasiebeker is 'n nuwe kompetisie. So die opbou na die Wêreldbeker van 2027, goeie voorbereiding. Die organiseerders het hom seker gemaak 'n noordelike halfrond speel teen 'n suidelike halfrond in die eindstryd, so hulle seker maak dat dit gebeur. Maar dit is lyk 'n lekker kompetisie. Dit begin sommer met groot pret, vroeg Julie, 4 Julie. Springbokke, Engeland, Ellis Park. Hulle het fyn gekies daar. Hulle het nie Durban toe gevat nie. Vat hulle Ellis Park. Ja, ek moet vir jou sê as daar enige vraagtekens was oor of die internasionale rugbyraad hierdie tipe goeders deurdink, dan is dit nou vir jou antwoord daarop. Want ek moet vir jou sê hierdie Nasiebeker het ek self bietjie kop gekrap oor, want ek het gedink, weet jy, dis eintlik so al 'n mini wêreldbeker voor 'n wêreldbeker. Dis iets wat elke 2 jaar gaan gebeur. Jy bring vrae oor wat gaan ons doen met iets wat suksesvol is, waar ons vroeër gesien het, die rugby kampioenskap tussen die 4 spanne, Suid-Afrika, Argentinië, Nieu-Seeland en Australië, is eintlik nou baie kompeterend soos wat ons gesien het. So nou los jy dit vir 'n ander kompetisie. En weet jy wat, die maklikste en eenvoudigste wat ek oor dit gekom het, was om te dink en te sê, weet jy, dis eintlik niks anders as wat ons nou het nie. Ons het 'n incoming toer, ons het 'n outcoming toer. Kan net sowel 'n trofee daaraan koppel en 'n klein wêreldbeker aan. En dit maak dit opwindend, dit maak dit weer iets wat 'n nuwe vars briesie is vir wêreldrugby. Dis baie waar, want jy sê daar inkomend uitkomend altyd in die Suid-Afrikaanse wintertyd het die Europese spanne gekom en ons gaan weer dan in hulle wintertyd in November gewoonlik. Dit is nie selfs wat nou gebeur, maar lekker is dis 'n opbou na 'n moontlike eindstryd. Dit is 29 November 2026 op Twickenham. So dis 2 groepe nou, die noord en die suid en die spanne met die meeste punte speel in 'n potensiële eindstryd. So daar gaan baie status op dit wees. Sommer net vir die opbou na die 2027 Wêreldbeker gaan dit die Europese spanne meer bevoordeel, gaan dit Australië meer bevoordeel om meer gereed te wees vir 2027 of selfs Suid-Afrika en Nieu-Seeland. As die Wêreldbeker nou vandag gespeel word, dan lyk dit of Suid-Afrika die gunsteling is, maar baie kan nog in 'n jaar in 2026 gebeur. Ja, ek wou nou 'n bietjie arrogant gewees het en gesê, weet jy, ek wil nie eens eintlik dink aan daai ander spanne nie. Ek wil eintlik net dink aan dis dalk nog moontlik nog 'n trofee wat Suid-Afrika kan terugbring huis toe. Maar ek dink dit is een van die dinge waarna jy kyk, is hoe bevorder jy spanne soos 'n Australië, soos 'n Fiji, soos 'n Japan, wat ons die waarde gesien het van 'n kompetisie soos rugby kampioenskap vir Argentinië. Ja. Hulle het werklik waar daai step up gemaak en is nou 'n aanspraakmaker op soveel kompetisies waar hulle deelneem. En ek dink dis hierdie kompetisies wat bykom voordeel vir 'n span soos Australië. Dit bring vir jou 'n bietjie meer wedstrydtyd, maar dit bring ook vir jou in 'n posisie waar jy jouself kan meet teenoor die wêreld se beste spanne. En dis baie maklik om te sê, ja, maar dis dan waarvoor 'n wêreldbeker is. Ek dink ons het meer nodig dat spanne soos Fiji's, Japanne en so aan deelneem aan hierdie tipe kompetisies om nie net blootstelling te bring aan die spel nie, maar ook blootstelling aan hierdie individue te bring dat hulle voel ons word gesien. En ek dink dis wat ons gemis het voor die 2023 Wêreldbeker, waar daai gaping tussen die top-tierspanne en die bottom-tierspanne net te groot was. En ek dink 'n span soos Australië sal dit geweldig waardevol vind om jouself teen die beste van die 6 nasiespanne te mee te dink en ook te weet, luister jy, ons is eintlik maar daai battle north versus south en weer te voel ek kan my plek tussen die top suidelike spanne dan ook in. Ja, dankie Mike, ja, lekker vooruitsig, klomp internasionale rugby, dis in die opbou na 2027 se Wêreldbeker in Australië natuurlik.
Groot ene ook die All Black rugby span wat kom toer in Suid-Afrika, soos in die ou dae. Hulle speel teen die provinsiale spanne ook. Dan is daar 4 toetse wat hulle speel teen die Springbokke. Die eerste een is 22 Augustus in Johannesburg. Daar's ook 'n toets 29 Augustus in Kaapstad en 5 September weer in Johannesburg. En dan die 4de een is nog nie bevestig nie, maar dit gaan waarskynlik in Europa wees. Kom ek gesels met Mike Potgieter ook. Dis die Springbokke teen die All Blacks in 2026. Dit is asof tyd teruggedraai word, All Blacks, Springbokke, baie mense wat kyk sal onthou in die 70s, 80s, daai toere na Suid-Afrika, toere na Nieu-Seeland, vir al die wat nou bietjie ouer is, die 81 toer vir al in Nieu-Seeland, wat kontroversieel was, maar wat lekker was van daai toere, was dat jy teen provinsiale spanne gespeel, 3, 4, 5 van hulle, of 4 van hulle ten minste, en dan het jy 3 toetse gespeel. Nou kom die All Blacks Suid-Afrika toe, 2026, speel teen die 4, noem het maar die 4 toetsinies eintlik maar, en dan speel hulle 4 toetse. Dis baie rugby, maar is lekker. Ja, ek moet vir jou sê, vir jare lank moes ek gehoor het hoe my oupa en my pa's almal praat oor dit wat gebeur het in die 80s. Wie sal dit ooit vergeet? Nou kan ek dan uiteindelik ook sê, ek ervaar so toer tussen rugby's greatest rivalry, die Springbokke in Nieu-Seeland. En ek dink dis opwindend, dis lekker om weer toetsrugby in Suid-Afrika te ervaar, oor meer as net een wedstryd, maar ook om te sien dat die provinsiale spanne die blootstelling kry teen. Ja, dankie Mike, lekker vooruitsig, dis die All Blacks, lekker klomp rugby-wedstryde, lekker wees om te sien as hulle teen die provinsiale spanne ook speel. Maar die Verenigde Rugby Kampioenskap gaan ook voort in 2026, sal sien of die Stormers hulle momentum kan behou. Belangrike wedstryde, daar's natuurlik groot Suid-Afrikaanse spanne wat teen mekaar ook speel, sommer vroeg in die jaar. En kom ons hoor ek wat sê Mike Potgieter wat hy te wagte is wat in 2026 kan gebeur verder met die Verenigde Rugby Kampioenskap. Mike, natuurlik die Verenigde Rugby Kampioenskap het al in 2025 begin, 2026 die groot fokus. Semifinale eindstryde later in die jaar. Belangrik om tuis te speel, belangrik vir die Suid-Afrikaanse span om te probeer. As jy dan in die semifinale is, probeer tuis te speel. Nog beter as jy eindstryd kan speel tuis. So baie druk op spanne soos die Stormers wat 'n goeie begin het, maar hulle moet probeer vasbyt. Ja, ek moet vir jou sê, die Bulls sal seker vir jou sê, ja, tuisveld in 'n finaal help nie baie altyd nie, maar dit is van onskatbare waarde om daai tuisveldvoordeel te hê, en om daai tuisveldvoordeel in die uitspelronde soos 'n semifinale en 'n finaal te kan hê, moet jy natuurlik weg en tuis wen. En ons het gesien dat dit baie moeilik is. Die Stormers het vroeër hierdie jaar gewys hulle is 'n goeie toerspan. Nou gaan hulle moet begin bewys dat hulle 'n goeie tuisveldspan ook is. En daai balans dink ek bring meer dat jy jou plek eintlik in die tuisveld verseker. Verenigde Rugby Kampioenskap is 'n goeie kompetisie vir Suid-Afrika. 2026 sien baie kompetisie tussen Europa en Suid-Afrika, Nasiebeker, natuurlik die All Blacks wat ook kom speel, maar dit is Europese spanne wat Suid-Afrika se rugby eintlik sterk gemaak, veral Ierland se spanne. Ek het 'n statistiek gesien dat in al die rugby wat gespeel is die afgelope 4 jaar Verenigde Rugby Kampioenskap tussen Ierland en Suid-Afrika se spanne, het Ierland se spanne meer gewen. So dit is waarskynlik in die Verenigde Rugby Kampioenskap 2026 wat voor lê, Mike, die Ierse spanne is maar die spanne wat Suid-Afrika moet probeer uitoorlê. Bietjie van Skotland ook, maar veral Ierland. Ek dink die een Skotse span is maar die Glasgow Warriors wat eintlik wys. Edinburgh is ook daar en hulle lig ook hulle spel, maar ek moet met jou saamstem, dit is asof dit 'n kompetisie is tussen die beste van die Ierse franchises en die Suid-Afrikaanse franchises. Daai statistiek is nie baie verkeerd nie, want as jy gaan kyk in die finale was daar Suid-Afrikaanse span in al die finale ook gewees. So dit is waardevol vir die Suid-Afrikaanse spanne om daai Europese kondisies op meer blootstelling te kry. En ek weet ons het lank die vraag gevra van is dit die regte skuif vir die Suid-Afrikaanse spanne om uit 'n super rugby uit te beweeg. Ek dink daai vraag is nou al beantwoord en bewys en ek dink dit is net weer eens bevestig hoekom dit so belangrik is dat jy ervaring opdoen in 'n amper half internasionale kompetisie, want dit is al daai internasionale spelers wat beskikbaar is vir die franchises om dan mee te dink teenoor mekaar. Maar 'n tuisveldvoordeel, dit gaan altyd belangrik wees en ek dink ons as Suid-Afrikaanse spanne het ook nou geleer hoe om 2 kompetisies parallel teen mekaar hanteer, maar ook hoe om in verskillende kondisies te speel. Ja, dankie Mike. Verenigde Rugby Kampioenskap wat voortgaan in 2026. Belangrike wedstryde. Hopelik is daar baie van die Suid-Afrikaanse spanne wat in die uitspelronde is en nog kan deurgaan na 'n hopelike finaal in Suid-Afrika. Kom ons gaan na die cricketveld, 'n groot een, die T20 Wêreldbeker wat gaan plaasvind in 2026. Dis groot want Suid-Afrika en Namibië speel in hom. So dit is 4 groepe waarna gespeel word en dit is Namibië is geloot in groep A. Hulle speel saam met Indië, Engeland, ook Ierland en Kanada. En ook lekker om te sien Gary Kirsten, die legendariese afrigter wat ook as 'n konsultant van Namibië gaan bystaan. En in groep C gaan Suid-Afrika speel. Hulle speel daar teen Sri Lanka, Nieu-Seeland en VSA en Oman onder andere. So dit is lekker vooruitsig om te sien wat daar kan gebeur. Maar kom ons hoor wat sê Gerrit Erasmus, hy is die kaptein van Namibië.
die T20 cricketspan? Yeah, absolutely. We obviously want to keep on soaring, thinking higher than just associate cricket or thinking higher than, just our, I guess, peers around us. We want to be thinking of playing in these tournaments all the time, playing against the best in the world, and you have to come through this qualifying stage every time before the World Cup to enable yourself to do that. And I guess qualifying for 4 in 4 World Cups is really, we've put our stamp down as one of the associates that are very consistent. And the guys deserve it. I think the backroom staff deserve it. The board, everyone back home in offices, they all deserve it. They create a really good atmosphere in Cricket Namibia, work really well with our resources. The way we've built our new fields, everything you see is a very positive sort of brand in Cricket Namibia, and therefore the results will show as a fruit of that. So really pleased with where the country is at and where we are heading, and with a bunch of youngsters not only in this squad but back home. It's really pleasing for me as a captain to lead the way and to continue to see young people grow and inspire, I guess, another generation of cricketers. Dan Gerrit Erasmus, die kaptein van Namibië se cricketspan, en dit is 'n sterkte vir Gerrit en sy span vir die groot wêreldbeker. Suid-Afrika se eerste wedstryd is op 9 Februarie. Dis in Ahmedabad. Hulle speel teen Kanada, en Namibië se eerste wedstryd, maak slank 'n nota, plak dit daar op die yskas. Dis die 10de Februarie. Dan speel Namibië teen Nederland in Delhi. En dan net 2 dae later, hierdie is 'n groot, dan speel Namibië op 12 Februarie ook in Delhi teen Indië. So dit is 'n groot cricket, 'n voorreg van Namibië om daai wêreldbeker teen lande soos Indië te kan speel. Ons vat 'n advertensiebreek, en as ons terugkom, dan gaan ons kyk wat met die vinnige motors gebeur. Dit is Lando Norris natuurlik verdedigende kampioen. Ons kyk wat in 2026 kan gebeur met Formule 1. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Welkom terug by In die Tunnel. Ons kyk wat in 2026 op ons voorgrond is, wat ons na kan uitsien in 'n baie besige sportjaar, en ons gekyk na van die sokker en die cricket wêreldbeker en rugby. Maar dan is dit nou ook tyd vir vinnige motors. Lando Norris, verdedigende kampioen, hy het in sy McLaren het hy 2025 sy seisoen gewen. Oscar Piastri, sy spanmaat, is ook 'n man wat natuurlik dopgehou moet word, en Red Bull, altyd Max Verstappen is 'n faktor, en hy het 'n nuwe spanmaat in Isaac Hadjar van Frankryk. So dit is 25 wedrenne, so dit is 'n besige seisoen wat voorlê vir die manne in die Formule 1. Maar kom ons hoor wat sê MW Welman. Hy is ons kundige op die vinnige motors. Hy kyk so 'n bietjie vorentoe wat hy te wagte is, wie hy dink weer vinnig kan wees in 2026. As 2025 opwindende Formule 1 jaar was, beloof 2026 om nog meer opwindend te wees. Dis die begin van verskeie nuwe eras. Die grootste reëlsverandering in die geskiedenis van Formule 1. Nie net die motors verander nie, maar ook die engines. Eers blyk die motors korter, smaller, ligter en heeltemal nuwe aerodinamiese beginsels. Die voor- en die agtervlerk kan oopmaak op die pylvakke, anders as in die verlede waar die agtervlerk kan oopmaak om sogenaamde DRS in werking te stel. Hierdie jaar gaan alles verander. En natuurlik die engines, hulle nog steeds 'n gesamentlike 1000 perdekrag uitsit. Dis nou van 'n 1.6 liter V6 engine, maar die verskil is die helfte van daai krag moet van die elektriese komponent afkom. En dit is ook een van die grootste probleme. Die mense is bekommerd dat die batterye basies gaan uithardloop in die middel van die pylvak. Daar is 'n bietjie van 'n probleem, dit is baie tegnies, Formule 1 FIA en Formule 1 probeer om daarby verby te kom, maar dit is 'n daadwerklike bekommernis. So soos ek sê, die motors is heeltemal anders. Selfs die bande is smaller hierdie jaar. Maar wat die wedrenne self betref, weer 'n klomp wedrenne hierdie jaar, maar 'n nuwe wêreldkampioen vir die eerste keer in 5 jaar. Max Verstappen net vir die eerste keer sedert 2021 wat hy daai kontroversiële titel gewen het daar by Abu Dhabi, nie nommer 1 op sy motor nie. Lando Norris het
baie duidelik gemaak dat hy gaan daai nommer 1 op sy motor sit. En ek wonder of dit die begin van 'n nuwe era is in terme van wêreldkampioenskappe ook. Max Verstappen moet nooit afgeskryf word, maar daar's baie vraagtekens rondom Red Bull. Hulle het 'n nuwe engine vernoot in Ford. Christian Horner is weg, Helmut Marko is weg, hulle het 'n nuwe spanbaas onder Laurent Mekies. Isaac Hadjar is bevorder na die groot span toe, na die hoofspan toe. Maar ons weet almal wat gebeur met Max Verstappen se spanmaat. So een na die ander, soos vliee val hulle om, want nie een van hulle kan by Max bly nie, een van hulle kan die motor bestuur wat gebou word rondom Max se voorkeure nie. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez, Liam Lawson, Yuki Tsunoda. Die lys is ongelooflik lank en ek weet nie of Isaac Hadjar wat laas jaar sy debuut gemaak het of 2025 sy debuut gemaak het, kan kers vashou by Max Verstappen nie. Maar dalk die voorvarendheid van die jeug, dalk is dit al wat nodig is. Hy glo hy kan dit doen, ons maar sien. McLaren natuurlik is ook een van daai buiteperde volgende jaar. Ons weet nie hoeveel tyd en geld hulle gespandeer het daarop om seker te maak die drywers wen hierdie jaar die kampioenskap nie, dat hulle dalk te laat hulle aandag geskuif het na 2026, maar sover ek verstaan het McLaren nie na die einde van die seisoen toe niks meer in die motor gedoen nie, net probeer uithou, terwyl Red Bull aangehou het om die motor te ontwikkel in 'n poging om Max Verstappen te kry om sy 5de titel in ry te wen. En kom ons maak geen fout nie, as jy 104 punte agter was na die Nederlandse Grand Prix en dan die titel met 2 punte te verloor, sê iets van jou kaliber as 'n bestuurder. Natuurlik in terme van die FIA, Mohammed bin Sulayem is nou weer onbestrede verkies vir 'n volgende 4 jaar termyn, maar dis nie die einde van die storie nie. Daar's 'n hofsaak hangende, daar was 'n dringende aansoek gebring voor die verkiesing. Maar as sy sê dat dit nie noodwendig dringend is nie, dit sal weer in Februarie aangehoor word. Dit gaan basies daarom dat niemand anders as bin Sulayem gekies kan word nie, want die reëls is so opgestel om hom te bevoordeel. En ek vermoed daar gaan dalk tog 'n paar vonke spat in daardie opsig. Dis natuurlik iets baie uit te sien hierdie jaar. Die groot ding vir my gaan die engines wees. Op hierdie stadium is die vroeë fluisteringe dat Mercedes waarskynlik die sterkste engine het, maar 'n heeltemal nuweling in Formule 1, Cadillac en natuurlik Audi het ook bekend gemaak wat hulle naam gaan wees, die Audi Revolut F1 span, wat ook hulle eie engine ontwikkel. Is natuurlik die voormalige Sauber span wat nou die Audi span gaan word. Nico Hülkenberg is daar die bestuurder en Gabriel Bartoletto vir my waarskynlik saam met Isaac Hadjar die fonds van die seisoen in terme van toekomstige wêreldkampioene. Cadillac het met besluit hulle gaan in die dienste gebruik maak van Sergio Perez en Valtteri Bottas, twee ou ervare manne, nie noodwendig die vinnigste of beste bestuurders beskikbaar nie, maar die is wat hulle nodig het om hulle motors te kan ontwikkel. Hulle gaan ook die eerste paar jaar met 'n Ferrari engine ry tot hulle, ek dink in 2028 hulle eie engine gaan bekendstel. So ja, so baie om na uit te sien in 2026, soos ek gesê het, die begin van verskeie nuwe eras en dit maak dit altyd meer opwindend as dinge bietjie meer onseker is. Ek sien uit na 'n lekker jaar saam met jou, Arrie. Gaan lekker wees om Formule 1 te gesels weer. Ja, dankie MW, lekker vooruitsig. Natuurlik Red Bull, McLaren, Mercedes-Benz en Ferrari, dis miskien die spanne om dop te hou in 2026 weer. Interessant wees of Lando Norris die titel suksesvol kan verdedig. Kom ons gaan die tennisbaan vinnig. Daar's 'n lekker tennistoernooie natuurlik ook wat hierdie jaar plaasvind. Die groot 4 majors is die grootes. Mans en vroue speel dieselfde tyd. Australiese Ope begin al 12de Januarie, so is maar oor 'n baie kort tydjie, vroeg in die nuwe jaar, wat daai toernooi afskop. Die finale is 1 Februarie. Dan die Franse Ope is 24 Mei wat dit begin. Wimbledon begin die 29ste Junie en die Amerikaanse Ope 31 Augustus. So dis lekker tennis om na uit te kyk. Dit is altyd hoë kwaliteit tennis wat gespeel word en hoë tennis, goeie kwaliteit is gespeel deur Jannik Sinner. Hy het die jaar as een van die voorste spelers in die mansafdeling afgesluit en kom ons hoor wat sê hy. If you go to a tournament of 100 players, all 100 players, they want to improve, right? There is not one who is on the court just to hit some balls, you know? So I'm not doing something very special, you know? I'm just doing the stuff what all other 100 players are doing. I just put a lot of effort in, you know? And I really try to go over or out of my comfort zone at times, especially in practice sessions, to understand what can potentially give me something in the future. And in the actual matches, you need to understand, like, you have to have a good balance of I'm trying but also winning, you know. It's not like you try all the time or you only play just to win every point, you know. And this is what I meant 2 days ago with playing with the scoreboard, you know. If you are, I don't know, break up, trying to do something or something different, trying to be a bit more aggressive at times, and all this is part of the process what I am going through, you know. If you go to older players, they went already through this process what I'm going through, you know. So
everyone is working on stuff. There's no magic, you know. There is a lot of work and that's it, you know. But if you ask 100 players, all the 100 players, they answer you in the same way, you know, that we are trying to improve. And at the end of the day, that's the most important part. Dan Jannik Sinner van Italië, een van die voorste spelers in 2025 in wêreldtennis. En kom ons vat advertensiebreek. As ons terugkom, dan kyk ons wat op die golfbaan gebeur. Welkom terug by in die tunnel. Ons gesels lekker sport van 2026 is 'n groot jaar op alle fronte. Dit is golf is altyd baie opwindend op die mans en die vroue kant. Mansgolf was dit Scottie Scheffler en Rory McIlroy, die twee voorste manne in die mansgolf gewees. Nou kom ons kyk eers vinnig na mansgolf. Interessant is in 2026 die effek van LIV Golf. Hulle het nog gevra dat hulle 72 pypies in hulle toernooie speel. Hulle soek ook wêreldranglys-punte. Maar gegeewe is die 4 majors, die groot toernooie wat gespeel word. 9 April, die meesters wat begin, die PGA toernooi is 14 Mei, dis die mans natuurlik. Die Amerikaanse Ope 18 Junie, dit word gespeel by Shinnecock Hills, en dan die Britse Ope, dis 16 Julie by Royal Birkdale in Engeland. Kom ons hoor wat sê Scottie Scheffler, hy was nommer 1 speler in die jaar, en hy kyk terug na sy jaar, en kyk ook hoe 2025 vir hom was, en wat was sy hoogtepunte. Hier is Scottie Scheffler. Yeah, I met Brian towards the end of the season. He seems like a good guy. He's got a lot of ideas. You know, he seems very smart, knowledgeable. He's working really hard, and so I've been very pleased with the conversations that I've had with him, the things that I've been hearing. I think they're looking at things the right way, and I'm excited about some of the changes that they're looking to make. And I mean, obviously, right now nothing's set, and I think right now they just have kind of some loose ideas of things that they're looking at, and you know, he brings kind of some fresh ideas to the table for sure. No, I don't know what a perfect schedule looks like for me. I like being able to have a little bit of freedom in the way I play tournaments. You know, that's something that I think is an advantage to our tour, and I definitely enjoy that part of it. But at the end of the day, you know, I'm going to play where the best players are playing, and I love competition. I love playing against the best players, and so wherever those guys are playing, that's probably where you're going to see me. Dan Scottie Scheffler, die nommer 1 golfspeler in die wêreld. Ja, hy het 'n baie suksesvolle jaar gehad. Moeilik wees om hom weer te klop in die volgende jaar. Kom ons gaan na die vroue golf ook vinnig. Dit is Gino Titikul, sy was in die wêreld nommer 1, sy is van Thailand, en Nelly Korda van Amerika was die golfspeler wat die tweede op die wêreldranglys slaag gemaak het. Hulle is gunstelinge ook in die jaar. Twee toernooie wat ek kan noem, die Amerikaanse Ope begin 4 Junie vir die vroue, en die Britse Ope vir vroue 30 Julie by Lytham and St Anne's. En dit is 'n lekker golf om na uit te kyk. Maar kom ons hoor ook wat sê Amerika se beste speler, dis Nelly Korda. I would just say expectations, listening to outside noises, really just kind of sticking to, you know, what I know best, and that's to keep everything simple. Are there any shots that replay through your mind through the course of the season that you wish you could have back? Yeah, precisely number 18 at the US Open. I actually hit that shot so good. I probably hit that shot the best that I did all year, and just because of the adrenaline, I hit it probably, I don't know, 10 yards too long and a little bit too left, and was in the place that at the beginning of the week on Monday, I was like, I cannot beat here, and I was there. So if I could get one shot back, that would be it, but I mean, there's so many, but that's the one that kind of comes to mind, yeah, but everything happens for a reason. Dit dan Nelly Korda, Amerika se voorste vroue golfspeler. Lekker opwindende golfseisoen, mans en vroue wat voor ons lê. Wel, ons sien uit na opwindende 2026 sportjaar vir al die sporte waaroor ons gepraat het, met vele hoogtepunte. Maar sterkte veral vir Gerrit Erasmus en sy cricketspan, die mans cricketspan in die T20 wêreldbeker. Dit is daar in Sri Lanka en Indië. Aan my kant af ook 'n voorspoedige nuwe jaar, en dis van almal by die Tonnelspan. Groete.